Pinkster is verby en die vuurtonge het gaan lê. Die duisende mense wat tot bekering gekom het, het teruggegaan na hulle huise en hulle families, hulle dorpe en hulle verpligtinge. Die gemeente het nie meer onder 'n wolk van verwondering gesit nie, maar hulle het in die alledaagse begin leef. Maar juis daar het die ware krag van die Gees begin werk. Want Pinkster is nie net 'n gebeurtenis nie, dit was 'n begin. Die begin van die Christelike kerk en die dag toe God se Gees gekom het om in ons te kom woon, nie net oor ons te kom nie, maar in ons te werk. En waar die Gees is, daar is verandering, daar verander lewens. Nie net in die dramatiese oomblikke nie, maar ook in die stil, volgehoue vrug van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dit is tekens dat die Gees nie net Pinkster gevier, dat die Gees nie net op Pinkster gekom het nie, maar dit woon nou ook nog binne ons. In Handelinge 2 lees ons, en die Here het daagliks mense wat gered is by die gemeente bygevoeg. Pinkster is verby en die vlamme het gekom en die tale is gepraat en die harte is aangeraak, maar nou begin die ware werk. Want Pinkster is nie net 'n eenmalige vier nie, dit is die begin van 'n lewenslange vlam. Na die uitstorting van die Heilige Gees het die eerste gelowiges nie bly sit en net die herinneringe herkou nie. Hulle het begin gaan, hulle het gaan deel, hulle het gebid, hulle het gegee, hulle het die gewone dae van die week gevul met ongewone liefde. Hulle het Pinkster in hulle staptog winkel toe, in hulle gesprekke, in hulle gasvryheid, hulle dade van omgee ingedra. So wat van ons? As Pinkster vir ons net 'n gevoel is, en dit ons nie in aksie inkry nie, dan het ons die Gees verwar met emosie. Maar as dit ons laat leef het, anders, sagter, meer bewus van mense se pyn, dan het die Gees werklik in jou begin werk. So hoe lyk dit prakties? Galasiërs 5 sê vir ons, maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis wat gebeur wanneer Pinkster nie net 'n herinnering bly nie, maar 'n ritme word. Wanneer jy liefde kies bo verwyd, wanneer jy vreugde vind al is dit 'n moeilike seisoen, wanneer jy vrede bring in gesprekke wat lelik kon ontaard, wanneer jy geduldig bly al voel jy het reg om te bars, wanneer jy vriendelik is met iemand wat jy glad nie ken nie, wanneer jy goedhartigheid wys aan iemand wat niks vir jou kan teruggee nie, wanneer jy getrou bly ook as niemand kyk nie, wanneer jy nederigheid leef, selfs met jou suksesse. Daar's so baie voorbeelde om aan te dink wat vir my en jou as gelowige tweede natuur moet wees. Wanneer jy selfbeheersing uitoefen, al wil jy anders optree. Hierdie vrug is nie net mooi woorde nie. Dis hoe ons wys dat Pinkster aanhou gebeur. Dis hoe die wêreld Jesus sien, nie net in ons belydenis nie, maar in ons gedrag, hoe ons optree, hoe ons mekaar hanteer. Hierdie week na Pinkster is dalk nie so opwindend soos Pinkster naweek self nie. Daar's nie 'n spesiale diens of vlamtonge nie. Maar daar is jy, gevul met die Gees, gestuur na jou werk, in jou huis, jou gesin, jou buurt, om vrug te dra. Jy is die liggaam van Christus. Jy is die sigbare teken van die onsigbare God. En as mense dan wonder, wat het met jou gebeur? Dan kan jy sê, Pinkster het gebeur. En toe het ek gegaan met liefde, met vrede, met vreugde en alles wat die Gees in my laat groei. Mag hierdie week 'n tyd wees waarin jy die vrug van die Gees nie net bely nie, maar werklik uitleef. Amen.